Handelinge 5. Dit gaan natuurlik ook, is al die laaste gedeelte van hierdie skrifgedeelte, wys net die vrug van die Here se dissipline. Dit is nie die wêreldse tipe dissipline nie. Goed, ons lees saam Handelinge 5 van vers 1 tot vers 16. Ananias en Safira. 'n man met die naam Ananias het saam met sy vrou Safira 'n stuk grond verkoop. Maar hy het met sy vrou se medewete van die geld vir homself teruggehou en net 'n gedeelte gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Petrus het toe gesê, Ananias, waarom het Satan jou hart vervul, sodat jy vir die Heilige Gees gelieg en vir jouself van die geld van die grond teruggehou het? Toe dit onverkoop bly lê het, was dit nie joune nie? En toe dit verkoop is, was die geld nie tot jou beskikking nie? Waarom het jy hierdie daad in jou hart bedink? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. By die aanhoor van hierdie woorde het Ananias in mekaar gesak en gesterf, en groot vrees het almal oorval wat hiervan gehoor het. Die jong manne het toe nader gekom, hom in linne toegedraai, na buite gedra en begrawe. Ongeveer 3 uur later het sy vrou ook binnegekom, onbewus van wat gebeur het. Petrus het vir haar gevra, sê my, het julle die grond vir soveel verkoop? En sy het geantwoord, ja, vir soveel. Daarop sê Petrus vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here te tart? Kyk, die voete van hulle wat jou man begrawe het is by die deur, hulle gaan jou ook uitdra. Op daardie oomblik het sy by sy voete in mekaar gesak en gesterf. Toe die jong manne inkom, het hulle haar dood aangetref, uitgedra en by haar man begrawe. In groot vrees het die hele gemeente en almal wat hiervan gehoor het oorval. Deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. Hulle was almal eensgesind by mekaar in die pilaargang van Salomo. Van die res van die volk het niemand dit egter gewaag om by die gelowiges aan te sluit nie, alhoewel die volk hoë agting vir hulle gehad het. Tog is baie mense wat in die Here glo, algaande by hulle getal gevoeg, 'n menigte mans en vroue. Die gevolg was dat die mense die siekes op straat bly uitdra en op bedmandjies en slaapmatte neergelê het, sodat wanneer Petrus verbykom, selfs net sy skaduwee op een van hulle kon val. Ook het die dorpe in die omgewing van Jerusalem met skare saamgestroom en hulle siekes en mense wat deur onrein geeste getuister is, gebring en hulle is almal genees. Ons lees tot sover. Ons is mos nou besig met 'n reeks in 2 Korintiërs en ek het my vrek gesukkel hierdie week. Sjoe, Woensdag het ek die teks deurgebid en donderdag, goeie dag van voorbereiding. En Vrydagoggend dink ek, hierdie is nie reg nie. Dis nie waaroor die teks gaan. Ek het eintlik kommentare gelees, 'n paar. Sien ek het die punt gemis. En dit het ek voorbegin en oorgedoen. En toe gister weer en nou ja, toe uiteindelik toe sê ek die Here, na ek vir julle gevra het bid, sê ek, Here, is dit al blokkie my, wil jy hê ek moet iets anders spreek? Nou laas Sondagoggend by die nagmaal, toe dink ek moet nog een preek oor dissipline doen, want in 2 Korintiërs het ek 2 preke daaroor gedoen, een oor die gesindheid agter dissipline, die ingesteldheid wat ons moet hê, en ek het gepreek oor hoe herstel jy iemand wat hom bekeer na 'n dissipline geval. En laas Sondag dink ek, dalk moet ek preek oor die metode, hoe doen mense dit? Want ek het dit lanklaas gebruik, ek het 9 jaar laas oor hierdie gepreek, oor die metode van dissipline. Nou ja, so nou is ons daar,
En ek het toe goed gedink om Matteus 18. En dan volgende week sal ons, as die Here wil, teruggaan na 2 Korintiërs hoofstuk 2. Sy einde. So Matteus hoofstuk 18 en ons gaan lees vers 15 tot 20. Dan kom ek bid eers vir ons en dan gaan ons na God se woord toe. Ons Vader, dankie dat ons in Jesus naam kan bid oor hierdie saak van kerkdissipline en kan vra dat ons in Jesus naam oop ore sal hê om te hoor, maar dit moet binnendring, Here, want ons kan nie wees soos daai mense in die gelykenis, hulle is so opgewonde. Daai saadjies wat gesaai word, groei so vinnig en dan vrek dit as die son te warm is, want daar's nie diepte nie. Die wortels kan nie diep gaan nie, want die rots waarop dit gesaai is keer, of die rotsplaat onder die grond. En ons wil nie met opgewondenheid, hier's wat God sê, ons moet gehoorsaam, en dan is daar nie diepte nie. So ek vra dat dit regtig wortels skiet, en groei en vrug dra, met volharding, sê u woord, en dan besluit u hoeveel vrug, vir party 30voudig, party sin vermenigvuldig, 60voudig, en party sin 100voudig, soos u goed dink, maar gee aan ons ore om te hoor. Want u sê dit ook in daai gelykenis, wie ore het om te hoor, laat hom luister. En gee ons dan ore om te hoor, in Jesus naam. Amen. Wie kan hierdie vir my klaarmaak? Desperate times call for desperate measures. So as jy rug teen die muur is, en jy weet nie wat om te doen nie, partykeer is daar drastiese optrede nodig. En dis so in 'n kerk ook, in 'n gemeente. Partykeer is daar sonde, en daar's volhardende sonde, en dan is dit nodig vir desperate maatreëls, want niks anders gaan werk nie. En niks anders het gewerk tot nou nie. En so, dis wat Jesus vir ons leer hier in Matteus hoofstuk 18, en kom ons lees vers 15 tot 20. As jou broer teen jou sondig, moet jy hom teregwys waar julle twee alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. As hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke saak bevestig mag word. As hy weier om na hulle te luister, sê dit vir die gemeente. En as hy ook weier om na die gemeente te luister, laat hy vir jou wees, soos die heiden en die tollenaar. Amen, ek sê vir julle, wat julle ook al op aarde bind, sal in die hemel gebind wees, en wat julle ook al op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbind wees. Verder, amen, ek sê vir julle, as 2 van julle op aarde saamstem oor enige iets wat julle vra, sal my Vader in die hemele dit aan julle toestaan. Want waar 2 of 3 in my naam byeen is, daar is ek in hulle midde. Nou hierdie is baie maklik om op te deel. Ons kan dit opdeel in nommer 1, die stappe van dissipline, en nommer 2, die gesag van dissipline. So nommer 1, stappe van dissipline, dis in vers 15 tot 17, en dan die gesag van dissipline, vers 18 tot 20. So kom ons kom na die eerste stappe. Nou enige goeie pa en ma, enige goeie werknemer en maatskappy, en enige goeie skool, neem nie dadelik drastiese optrede wanneer goed verkeerd is nie. Daar's 'n tugproses. Daar is wat julle by die werk het, 'n dissiplinêre verhoor uiteindelik, maar daar's 'n eerste waarskuwing en 'n tweede waarskuwing so aan. En selfs in 'n kleuterskool glo dit of nie. So Nicole en Jennifer het by dieselfde kleuterskool gewerk, en daar was 'n kind wat geskort is uit die kleuterskool. 'n 5-jarige wat so balhoorig is, en so opstandig is, en die juffrou slaan, en net rebels is, en nie doen wat die juffrou sê nie. Hulle kon nie met die kind verder gaan nie, maar daar was 'n proses gewees. En toe uiteindelik toe die kind uit die kleuterskool geskort. Dis daai tipe kind, want jy kan ons nou nie in vandag se skole, jy weet, regtig 'n ordentlike tug toepas nie. En so, jy weet, dan doen die kind wat hy wil, en die juffrou is in trane elke dag. En so, nou ja, dis wat gebeur het, en dis so in die kerk ook. In die kerk, daar's nie onmiddellik drastiese optrede nie. Daar's stappe en 'n proses, en dis wat Jesus vir ons hier gee. Nou daai proses gebeur wanneer vers 7 tot 9 nie gebeur nie. Vers 7 tot 9 sê,
As jou hand jou laat struikel, laat sonde doen, kap hom af. As jou oog jou laat sonde doen, pluk hom uit. As jou voet jou laat sonde doen, kap hom af. Nou Jesus bedoel nie letterlik kap hande af en voete en pluk oë uit nie. Anders te sondig jy met die ander voet en die ander hand en die ander oog. En selfs al het jy in die oë nie, jy kan slegte dinge dink. Jesus bedoel jy moet drasties optree teen sonde, teen jou eie sonde. So as jy versoek word om te veel te drink, hoekom het jy drank in jou huis? Raak ontslae daarvan. As jy versoek word tot pornografie, dan het jy nie 'n slimfoon nie en jy het nie internet nie. Dis nou maar, dit is dit maak dinge vir my moeilik. Dan maak dit dinge vir jou moeilik. Wil jy hel toe gaan? Of wil jy sonde kan mee afreken? Want Jesus praat in vers 7 tot 9 van, is beter om met een oog in die koninkryk in te gaan as twee oë en jy word in die hel gewerp. Goed. So nou gee Jesus 'n proses. As iemand hulle self nie dissiplineer om sonde dood te maak in hulle lewe nie, nou het hulle hulp nodig. Hulp van ander gelowiges. En dis waar vers 10 tot 14 kom van die skaap wat afdwaal, dan gaan haal jy daai skaap. Jy los nie die skaap en sê, wel, ek is my broer se oppasser. Nee, jy is jou broer se oppasser. En nou gee Jesus vir ons die proses, die stappe. Hoe doen jy dit? So hier is die stappe van dissipline. Wat is die eerste stap in vers 15? Die eerste ding wat jy doen. Jy gaan alleen na die persoon toe en jy gaan praat met daai persoon. Nou met wie gaan praat jy? Wat sê vers 15? Wie is die persoon met wie jy gaan praat? Ok, een wat in jou gesondig het, maar wie is hy? Wat sê die vers? 'n broer. Dis nie vir ongereddes nie. As jy die Here Jesus Christus nie ken as jou verlosser nie, en jy is verlore, en jy het jou nog nie bekeer van jou sonde nie, dan is dissipline nie vir jou nie. Jy het nie daai voorreg nie. Want God tugtig net sy eie kinders. Ek tugtig nie ander mense se kinders nie. Ek tugtig my eie kinders. En God tugtig net sy eie kinders. En so, jy het nie daai voorreg nie. Dan word jy beskou as nie een van God se kinders nie. En wat doen jy dan? Dan sê dit, Jesus is deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk, was op hom. Deur sy wonde is daar vir ons genesing. Dan kom jy na Jesus vir verlossing, nie vir tugtiging nie. So ons pas nie in 'n gemeente toe op ongelowiges nie. Kom ons sê, hier's nou mense wat ons gemeente besoek en hierdie man, hy is ontrou aan sy vrou. Ons gaan nie vir hom sê, jy kan nie hiernatoe kom nie. Nee, ons wil hy moet kom. Ons wil hy moet onder die evangelie kom. Goed, so tug is vir gelowiges en ons vlug na Jesus toe die ongelowiges om te sê, hy het die slag gekry wat ek verdien. Bely daai sonde, vlug na hom toe en ontvang vergifnis en doen dit selfs nou as jy daai persoon is. Met jou sonde. En sê, Jesus het die straf vir sondaar soos ek gedra. So dis vir gelowiges. Dit sê vir die broer. Dan vers 17 gaan hy sê, as hy nie na die gemeente luister nie, laat hom soos 'n heidene tollenaar. Met ander woorde, hierdie persoon is deel van die gemeente. Hy's deel van God se kudde. En 1 Korintiërs sê vir ons, in hoofstuk 5, hy sê, wat het ons daarmee te doen om mense buite die kerk te oordeel? Hy sê, die Here gaan hulle oordeel. Dis die binne die kerk wat ons moet oordeel. En oordeel nou nie soos krities veroordelend nie, maar jy beoordeel hulle, hier is die maatstaf die Bybel, en jy sê, hierdie is nie reg nie. En dan bring jy dit in lyn met God se woord. So ons moet hulle oordeel, en dis waar dissipline inkom. Nou, watter tipe sonde is hierdie wat die persoon doen? Wat sê die teks? Vers 15. Dit sê nie. Dit sê net sondig. So dis enige sonde, maar dis nie as iemand struikel nie. Hy het nou gestruikel in sonde en nou moet daar dissipline wees. Hierdie is iemand wat met sy sonde aanhou. Hoe weet ek dit? Ek weet dit, want die teks sê vir ons in vers 16, as hy nie luister nie. Nou die Grieks daai woord nie is 'n baie sterk negatief. Dit sê hy wil glad nie luister nie. En dan in vers 17 gebruik hy die woord, hy weier om te luister. So dit is iemand wat met opset sondig. Hulle is hardhorend, hulle is opstandig, hulle gaan nie luister wat jy sê nie. Maak nie saak hoeveel keer jy dit sê nie, dis waarvan hy praat. Iemand wat met sonde aanhou, moetswillig aangaan. En selfs partykeer mense wat sê, ja, maar ek wil stop, maar hulle wend geen poging aan om te stop. So hulle dade wys, hulle wil nie stop. Selfs dan. Wie moet die tug toepas? Volgens vers 15.
Wie moet na daai broer of suster toe gaan wat aanhou met sonde? Ekskuus? Okay, jy alleen, maar wie's die jy? Teen wie gesondig is, hierdie is 'n broer of suster. Dit hoef nie die predikant te wees nie. Dis hoekom ek die vraag vra. Party mense dink nee, die predikant moet dit doen of die ouderlinge moet dit doen. Nee, hierdie is enige gelowige van wie hy praat. En dan gaan hy aan in vers 16 dan sê hy neem 1 of 2 getuies. Hy het nie gesê neem 1 of 2 ouderlinge saam nie. So dit kan enige gelowige wees in die gemeente wat jy saamvat om dan met die persoon te praat. Toe ek op hoërskool was, dit was nou nie reg van ons nie. So daar was so 'n laerskoolmeisie in ons kerk gewees, so Engelse meisie, haar naam is Angelique, en sy kon nie mooi Afrikaans praat nie. En nou terg ons haar en ons terg haar, en toe sê sy, hou op, sê sy vir ons, ek gaan vir Germany sê, dat hy julle Louis. So ja, nou party mense dink ook, as al sonde in die kerk is, ons gaan vir Germany sê, dat hy julle Louis. Ja, dis nie net Germany nie. Hier sê dit baie duidelik, as jou broer teen jou sondig. So enige gelowige, selfs die getuies, enige gelowiges in die gemeente. En dan Galasiërs 6 ook. As iemand ewenwel, sê die ou vertaling, deur een of ander misdaad oorval word, een of ander sonde het hierdie persoon in 'n greep, moet die wat geestelik is, so een reghelp, in 'n gees van sagmoedigheid, en let op jouself, dat jy nie ook versoek word nie. Nou iemand sou sê, want Lisel, jy het nou gesê, die een teen wie gesondig is. En dis reg, want die teks sê in vers 15, as jou broer teen jou sondig. Nou sê iemand, maar daai ou gaan sit in die kroeg, en hy gaan word daar dronk. En daai ou gaan drink by die huis, en hy word daar dronk. En dan gaan drink daai ou by die werksfunksie, en hy word daar dronk. Hy het mos nie teen my gesondig nie. So hoekom moet ek met hom gaan praat? Ja, maar daar bestaan so iets soos direk teen iemand sondig en indirek teen iemand sondig. So ek sou direk teen jou sondig, Rian, as ek jou horlosie steel. Nou het ek jou horlosie, of as ek van jou kwaad praat en skinder en stories gaan versprei. So dis direk, maar ek sondig indirek teen Tammy. Want Tammy soos, hoekom hanteer jy my man so? Soos 'n man wat ek ken, wat hy 'n probleem met drank en pille saam, en dan maak dit hom baie hoog. En dan gaan beklei hy. Dan gaan slaan hy mense, en toe het hy iemand aangeraak, en toe het hy in die tronk beland. En teen wie het hy gesondig daar? Wel, teen die man wat hy nou gaan staan en slaan het, en aanrand het. Maar het hy teen sy familie ook gesondig? Teen sy gesin? Ja. So hy was nog in die huis. Nee, sy broer, sy pa, sy ma. Hy het teen sy pa en sy ma ook gesondig, en sy broer, want hy het hulle gesin se naam deur die modder gaan sleep. O, daai gesin, mense uit daai familie tree so op. En dit gebeur in 'n gemeente ook. Wanneer mense sondig. So daai persoon wat sonde doen in die gemeente, en hy is al starrig en hardkoppig, en ek gaan aanhou hiermee, niemand gaan my sê wat om te doen nie, en daar's nie berou en bekering nie. Sondig nie net teen wie ook al direk en naaste is nie, maar sondig teen die hele gemeente. Want jy sleep die gemeente se naam deur die modder. En bo dit, jy sleep Jesus se naam deur die modder. Want jy het sy naam, jy dra sy naam. Hy's Christus, jy's Christen. Jy sê ons is een, ek's 'n volgeling van Christus, en dan sleep jy daai naam deur die modder. Dit het gebeur met 'n gemeente in Johannesburg. Dat 'n ongeredde die predikant gebel het, 'n ongelowige besigheidsman. Toe sê hy, ek wil net vir jou sê, daai persoon in jou gemeente, weet jy waarmee hy besig is? Want dit bring die hele gemeente se naam in gedrang. Daar was so 'n storie met John MacArthur, ek het dit in 'n preek van hom gehoor. So, eendag toe kom een van die ouderlinge na John MacArthur toe, en die ouderling is 'n prokureur in Los Angeles. En hy sê vir John MacArthur, hy sê, hoorie, hierdie het by die werk gebeur. 'n Ongeredde prokureur het na my toe gekom en gesê, toe ek hom kerk toe nooi, toe sê ek, wil jy saam my kerk toe kom? Sê, what church do you go to? Sê, I go to Grace Community Church. Toe sê die ou, Grace Community Church. I'll never set my foot in that church. The crookedest lawyer in Los Angeles goes to that church. En toe kom vertel hierdie ou dit vir MacArthur, en MacArthur staan toe op Sondag in die kansel, en hy sê, I don't know which one of you lawyers it is, but I wish you'd get your life right. En toe sê MacArthur, I think about 26 lawyers repented that day. Nou, ligtelik, maar julle verstaan die erns daarvan, dat die hele gemeente se naam deur die modder gesleep word. So dis indirek teen jou,
En so dis jou plig as jy weet. So wat doen jy dan? Wat doen jy as jy uitvind iemand in die gemeente is besig met sonde en hulle bekeer hulle nie daarvan nie? Wat doen jy? Wat sê vers 15 moet jy doen? Kom ek lees vir jou wat sê vers 15. As jou broer teen jou sondig, bly by die huis en bid vir hom. Dis wat ons doen. Ons is nee, ek wil nie gaan nie, ek wil nou nie konfrontasie hê nie, ek sal maar net bid. Ek het dit ook in 'n preek van MacArthur gehoor, waar hy gesê het, we say, no, I'll pray that God will show them the light. I say, you have the light, shine it in their eyes. Die teks sê, gaan na jou broer toe en wys dit vir hom. Gaan praat met hom. En ek dink 'n rede, hoekom jy dit doen is want sonde verblind ons. Sonde verblind ons. Jy sien nie jou eie sonde raak soms nie. Ek onthou 'n geval wat 'n vriend my gebel het. Ek het al hierdie vir julle vertel. En hy's 'n baie dapper vriend. Hy is nie bang nie, hy's bang vir niemand nie. Hy bel my. Hy bly 400 kilos weg. Seth Myers. Hy sê vir my broer, ek het hierdie gehoor, het jy dit en dit gedoen? Ek sê nee. Hy sê, maar het jy dit en dit gedoen? Ek sê ja. Hy sê, then I exhort you to repent, brother, I'm waiting for your response. En ek kan eerlik vir julle sê, tot hy my gebel het, ek het dit regtig nie gesien nie. Ek was so verblind deur my eie sonde, ek het dit nie raak gesien nie. Die Here moes hom gebruik om die lig in my oë te skyn en vir my te wys, hierdie is nie reg wat jy doen nie. En deur die Here se genade kon dit my daarvan bekeer. Hebreërs 3 vers 13 sê, laat ons mekaar elke dag vermaan, solank as wat dit vandag genoem word, sodat niemand van julle, sê hy, verhard word deur die misleiding van sonde nie. Sonde mislei, en vir wie mislei dit eerste? Jouself. Ons praat baie maklik oor die ander persoon, wanneer hulle verkeerd doen. Vers 15 sê, praat met die persoon. Gaan na daai persoon toe, en sê, kan ek met jou gesels? En jy doen dit mos in 'n mooi gesindheid, en met vriendelikheid. Jy gaan nie daar met 'n rottang en met jou vinger nie. Jy gaan in liefde. Maar dit is nodig om met die persoon te praat. Levitikus 19. Almal van julle ken hierdie vers in die Bybel. Ek dink nie daar's iemand wat dit nie ken nie. In Levitikus 19 vers 18, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou net voor dit, die verse voor dit sê vir jou, hoe moet jy jou naaste lief hê? In vers 16 en 17, Levitikus 19, sê, jy mag nie as 'n kwaadstoker tussen jou mense rondgaan nie, jy mag jou medemense lewe nie gevaar stel nie, ek is die Here. Jy mag nie jou broer in jou hart haat nie, wys jou volksgenoot openhartig tereg. Moet dit nie hier binne hou nie, gaan praat met die persoon. Openhartig tereg, jy mag nie 'n misstap teen hom bly hou nie, jy mag nie haatdraand wees en 'n wrokkoester teen die kinders van jou volk nie, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, ek is die Here. So gaan praat met die persoon presies wat Jesus hier sê, gaan na hom toe. En gaan wys dit vir hom. Nou wat gebeur as jou broer luister? En sê, jy's reg, ek doen dit verkeerd, asseblief sal jy my aanspreeklik hou en bid saam met my en help my, ek wil nie hierdie doen nie. Dan sê vers 15, as jou broer luister, dan het jy hom gewen, jy het hom nou teruggewen. So dit gaan vir ernstige sondes ook. Ons het al in ons gemeente gevalle gehad van egbreek. Waar net ek geweet het, en ek met die persoon gepraat het, en daar was ware berou en bekering, en daar het herstel gekom. Ons het nie verdere tigstappe geneem nie, was nie nodig nie. Want vers 15 sê, as hy luister, het jy hom teruggewen. Nou, partykeer slaan ons stap 1 oor. Ons doen nie stap 1 nie. Partykeer doen ons nie stap 2 nie, ons gaan dadelik stap 3 toe, het kom dadelik voor die gemeente. Hoekom sou ons dit doen? Want die dissipline is so publiek of openbaar soos die sonde. As almal in die gemeente klaar weet, dan is dit nie nodig om stap 1 te doen. In die privaat, niemand weet nie, kom ek help jou. Almal weet klaar, dan sê jy vir die gemeente, ons het hulp nodig, julle weet van hierdie ding wat aangaan. En so kom dit voor die gemeente. So die tug is so openbaar soos die sonde. Soms is dit nodig om dadelik stap 4 te doen, waar die persoon afgesny word van die gemeente. Kom ek gee julle 'n voorbeeld. Daar was 'n kerk in Johannesburg waar een van die lidmate 'n moord gepleeg het. Daai moord was so aklig, nie net, dis erg genoeg dat jy iemand doodmaak. En ek kan nie die details sê nie, maar daar was wreedaardige goed gedoen met die slagoffer. Verskriklik.
Daai predikant het die ou gaan sien. Daai predikant het hierdie woorde vir my gesê. I asked him point blank, did you do it? Hulle het onmiddellik die ou afgesny van die gemeente. Want dit is so openbaar, die media weet al. So die tug is so publiek soos die sonde, so openbaar soos die sonde. Ons het sulke gevalle in ons gemeente gehad, wat ons onmiddellik mense afgesny het, en nie stap 1, 2 en 3 gedoen het nie, want die wêreld het al klaar geweet, die media het al klaar geweet. En so dit was nodig om sulke drastiese stappe te neem. Jy weet 'n voorbeeld daarvan in die Bybel, 1 Korintiërs 5, die man wat met sy stiefma 'n seksuele verhouding het. Toe Paulus daarvan hoor, toe sê hy, verwyder daai man uit die gemeente, sny hom af, onmiddellik, nie hierdie stappe deur nie, want die sonde is al bekend aan almal. Goed, wat is ons volgende stap? Wat stap 2 in vers 16? As die persoon nou nie luister nie, jy het nou gaan praat. Dan vat jy iemand saam. Jy vat 1 of 2 persone saam. Hoekom vat jy 1 of 2 persone saam? Hoekom moet daar getuies wees? Ekskuus? Ja, so as dit nodig is om voor die gemeente gebring te word, ek dink jy het gesê, dat is nie jou woord teen daai persoon se woord nie. Nou is daar getuies, en die Ou Testament sê dit, nee, dat in Deuteronomium 19 vers 16, jy mag nie 'n hofsaak hê en daar's net een getuie nie. Want dit kan iemand wees wat, ek het net 'n vendetta teen jou, ek het iets teen jou, nou gaan ek probleme maak. Nee, hier's getuies, en die mense kan sê, nee, dit is wat gesê is, dit is hoe die persoon gereageer het, en daar's getuies daarvoor, en natuurlik God werk so. God is 'n drie-eenheid. So Jesus sê in Johannes 5 vers 17, hy sê, julle wet sê, dan moet 2 getuies wees. Jesus sê, ek en my Vader getuig, dat ek die Messias is. En dan in 1 Johannes 5 sê dat die Heilige Gees getuig ook, dat Jesus die Messias is. En so, ons volg daai voorbeeld. En natuurlik in die veelheid van raadgewers is daar redding en wysheid. Mense het ander perspektiewe wat jy nie sien nie. Wanneer jy met die persoon gaan praat en hulle dink aan, ja, ek het nie eers daaraan gedink, om die persoon te help, om die persoon terug te wen. Goed, stap 2 misluk, die persoon wil nie luister nie. Wat nou? Voor die gemeente. En dis stap 3. Wat hy sê in vers 17 se eerste deel. As hy weier om na hulle te luister, sê dit vir die gemeente. So dit sou nou tipies wees dat jy gaan nie opstaan een Sondag en sê, hoor jy, ek wil net iets sê voor ons afsluit met die diens. Nee, dit werk nie so nie. Jy kom praat met die leiers hou in ons gemeente werk het so, na die diens sal ons die lidmate agterhou, sê kan die lidmate net vir 'n oomblik bly, en dan bly die lidmate, en dan bring ons die saak voor die gemeente. So in 3 Johannes byvoorbeeld, dan sê Johannes, wanneer ek kom, gaan ek dit voor die gemeente bring. 3 Johannes vers 10, wat hierdie man besig is om te doen. So die leiers hanteer dit voor die gemeente, en ons sê die persoon se naam, wie dit is, en ons sê wat die sonde is. Nou ons gaan nie in al die lelike detail in nie, want ons wil nie mense swart smeer en skinnery aan die gang sit nie. So wie is die persoon en wat word gedoen? So jy het voorbeelde hiervan in die Bybel. So 1 Korintiërs 5, want jy mos die man, Paulus sê wat hy doen. Hierdie man leef in seksuele sonde, saam met sy stiefma. Of jy het 1 Timoteus 1 vers 20, hy sê Hymenaeus en Philetus. Hy noem hulle name. En hy sê hier's wat hulle doen, hulle is besig om te laster. Of in 2 Timoteus 2, dan praat hy van nog 2 mans en hy sê hulle is besig, hy noem hulle name en hy sê hulle versprei vals lering, hulle skud die geloof van God se kinders. Want hulle sê die opstanding het klaar plaasgevind. Die opstanding van die dooies, die wederkoms is verby. Of in 3 Johannes, dan noem hy die ou se naam, Diotrefus. En hier's wat hy doen. Hy sê wat hy doen en dan sê hy gaan daai dinge hanteer. Jesus doen dit ook. In Openbaring 2, hy sê dat daai vrou Isebel, sy is besig om mense te mislei in seksuele sonde in. En ek gaan haar straf. En hier's, ja, so weer haar naam, hier's wat sy doen en dan die gevolge daarvan. En buitendien, mense het al vir my gesê, jy moet nie die naam noem van die persoon nie. Wel, wie gaan jy dan probeer terugwen? As jy nie weet wie dit is nie. So die Bybel sê jy moet die naam noem, en is nodig dat jy weet, wie moet jy terugwen, en is nodig dat jy weet wat die sonde is, dat iemand dink, ek dink hierdie mense ooreageer dalk. Nee, hier's wat aangaan, dat almal verstaan, okay, ons sien hierdie is ernstig, en daar moet van die gemeente se kant af hulp wees, dat die gemeente nou die probeer
die persoon probeer terugwen. Wat gebeur as die persoon weier om te luister na die gemeente? Vers 17 se tweede deel. Laat hy vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Hoe's dit? Hoe het die Jode opgetree met teenoor heidene en tollenaars? Hulle uitgeskuif. Ja, hulle uitgeskuif. En gesê, ons beskou jou as 'n onrein persoon, ons beskou jou as 'n ongelowige. Dalk is jy nie, ons kan nie jou hart sien nie, maar jy tree op soos een. En ons het nie meer bewyse dat jy 'n kind van die Here is nie. Want Jesus sê jy gaan die boom aan sy vrugte ken en jou vrugte is sleg. En so dis drastiese optrede. Oom Louis Lourens, hy's nou nie hier nie, Tannie Joey is hier. Oom Louis het eendag op Cornelia, het hy dit so mooi hierdie 4 stappe opgesom. Private optrede, ondersteunende optrede, publieke optrede, drastiese optrede. Dis die 4 stappe. En so dis baie goed opgesom. Goed, so dit beteken, hanteer hom soos 'n heidene tollenaar, beskou hom as dit. 1 Korintiërs 5 sê vir jou hoe dit is. Dit beteken jy eet nie saam met die persoon nie. Jy gaan nie braai saam nie, jy gaan nie saam ontbyt eet nie, jy gaan nie maak asof alles oukei is, ons is broers en susters in die Here, nee. Jy gaan nie die nagmaal saam vier, daai persoon is verban van die nagmaaltafel af, word afgesny as 'n lidmaat, is nie meer welkom hier nie. En want Paulus sê in 1 Korintiërs 5, verwyder hom uit die gemeente uit. Sit hom uit die gemeente uit. Paulus sê, moenie eers saam met so ene eet nie, 1 Korintiërs 5:11. Paulus sê, verwyder die suurdeeg. Paulus sê, oorhandig hom aan Satan, in 1 Korintiërs 5 vers 5. So dit is drastiese optrede. En daai drastiese optrede, ek wil vir jou sê, my reaksie, en ek het dit vertel in een van die vorige preke onlangs met die dissipline was, maar dis te hard, dis te streng. En dan wil ons slimmer as God wees. En dan gebeur die volgende. Ons het 'n situasie gehad, wat ons 'n man afgesny het van die gemeente, drastiese optrede. Toe het 'n ander predikant gedink, maar hy kan die ou reg kry. Daai ou het vir hom dit nag gemaak en drama veroorsaak. Selfs dit gebeur in ons kring van gemeentes. So, hier was 2 jong ouens gewees. Toe gaan besoek hulle hierdie gemeente, toe gaan maak hulle drama daar. Toe sê daai gemeente vir hulle, julle is nie meer welkom hier nie. Toe gaan hulle na 'n nuwe gemeente toe. Hulle was die eerste keer daar, en 'n vriend van my is leraar daar gewees. Toe sê hy, nee, ek dink nie julle moet terugkom hiernatoe nie. Toe gaan hulle na 'n derde gemeente toe. Toe dink, en die predikant het my vertel, hy het gesê, ons het toe gedink, maar ons kan hierdie ouens help, en hulle reg kry. Daai ouens het daai gemeente amper in 2 geskeur. Wat hulle doen is, hulle kom in 'n gemeente in, maak vriende, nooi jou vir 'n braai, dan begin hulle Bybelstudie by hulle huis, en dan begin hulle teen die leierskap praat. En hulle begin die prediking afbreek. Ja, hy het dit gesê Sondag, en dis nie so nie. En dan begin hulle eie agenda dryf, en hulle kry meer en meer mense aan hulle kant, en hulle probeer die kerk skeer en wegloop met 'n klomp. En daai predikant sê, ons was bitter spyt, dat ons gedink het, maar daai ander gemeente het 'n hart opgetree, ons kan hulle regkry. Moenie slimmer wees as God nie. God sê, drastiese optrede. En hier is hoe die drastiese optrede lyk, wat ek reeds oor gepraat het in die vorige preek. Nou wat is die rede? Hoekom so streng aksie neem? Hoekom sulke drastiese optrede? Want Paulus sê vir die Jode, dis as gevolg van die manier hoe julle lewe, dat God se naam gevloek en belaster word onder die heidene. En so as hierdie persoon net aanbly in die gemeente en ons tree nie op nie, dan gaan mense begin laster teen die Here. Die ongelowiges gaan begin sê, ag, Christenskap's rubbish, kyk hoe hulle leef maar net soos die res. So hulle gaan die naam van die Here begin belaster. 'n Ander rede vir die drastiese optrede sê Paulus, 1 Korintiërs 5:5, dat jy die persoon moet oorgee aan Satan, sodat sy liggaam vernietig word. So die Here gaan Satan toestemming gee, soos ek laasweek gesê het, om hom te karnuffel, om hom te boks, om sy lewe nag te maak, sodat sy siel gered sal word. Dat hy sê, ek wil nie meer hierdie doen nie, ek wil terugdraai. 1 Korintiërs 5 vers 6, 'n bietjie suurdeeg laat die hele deeg suur word. As ons niks gaan doen nie, daai vrot appel gaan die ander appels begin vrot maak.
En so dis nodig om daai vrot appel uit te gooi. Drasties op te tree. Nog 'n rede is in 2 Tessalonisense 3 vers 14 waar Paulus sê, merk daai persoon wat so en so doen en jy wil ophou nie, merk daai persoon, dan moet jy niks met hom te doen nie. So jy sny die persoon af en ons het niks met jou verder te doen nie. En hy sê die rede is sodat hy skaam kan word en hom bekeer. Shame him into repentance. Want niks anders het gewerk tot nou nie. En dan 'n laaste rede hoekom ons sulke drastiese optrede of so drastiese stap neem, is 1 Timoteus 5 vers 20 wat sê dat as 'n ouderling aanhou sondig. Vers 19 sê jy moenie 'n klag aanvaar teen 'n ouderling behalwe as daar 2 of 3 getuies is nie. Maar as hy aanhou sondig en jy het die getuies, moet jy daai ouderling voor almal bestraf sodat die res kan vrees. So dis hoekom jy 'n publieke optrede soms het, sodat almal in die gemeente sê, ons wil nie afdwaal nie. Ons wil nie daai pad gaan nie, want dis die gevolge as jy daai pad gaan. Goed, so dit was nou 'n klomp gesê oor die stappe van dissipline, eerstens. Tweedens, en hierdie is heel wat korter, is die gesag van dissipline, en dis in vers 18 tot 20 wat ek reeds gelees het. Toe ons uit die heel eerste dissipline saak gehad het in die gemeente, ek het julle vertel, het was in 2005, waar die ou saam met sy meisie gebly het, en ons het met hom gepraat, en daar was nie bekering nie. En uiteindelik, toe kom het op 'n derde stap, en ons sê, luister, ons wil die lidmate agterhou, ek lig die gemeente in, hier is die persoon, hier is die sonde. Toe was mense ons nou baie kwaad, nie vir hom nie, maar vir my. En toe sê iemand, wie gee julle die reg om dit voor die gemeente te bring? Wat sou jy antwoord? Jesus. Jesus gee ons die reg. Jesus sê, dis wat julle moet doen. En in vers 18 sê hy, wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebind wees. En vers 19, waar 2 saamstem, my Vader in die hemel gaan dit gee. Vers 20, ek is daar, ek is in julle midde, wanneer hierdie ding gebeur. So Jesus gee ons die toestemming om dit te doen. Dis wat die teks vir ons sê. In 1 Korintiërs 5 sê Paulus, wanneer julle as 'n gemeente saamkom, en my gees teenwoordig by julle is, hy bedoel ek is daar in hart en siel by julle, al is ek nie daar by julle in liggaam en persoon nie, dan sê hy, wanneer julle so saamkom, moet julle in die naam van Jesus en met die krag van Christus daai drastiese optrede neem teen die persoon wat aanhou sondig. Nou wat beteken vers 18? Vers 18 sê, amen, ek sê vir julle, wat julle ook al op die aarde bind, sal in die hemel gebind wees. Eintlik 'n beter vertaling sou wees, wat julle op die aarde bind, sou reeds in die hemel gebind gewees het. So ons tree met ander woorde, dis wat die teks beteken, ons tree namens God op, in sy naam. Ons is sy verteenwoordigers, om te sê, God dissiplineer daai persoon. Ek het laasweek vir julle gesê, dis nie formaliteite nie. Dis nie net 'n naam van 'n lederrol afhaal nie. Hierdie is regte, egte dissipline. God gaan daai persoon dissiplineer. En so ons verteenwoordig hom deur daai aksie. Op watter manier gaan God die persoon dissiplineer? Ek weet nie. Hy kan vyande stuur teen die persoon, soos Israeliete. Onthou hulle toe die Israeliete sondig, dan stuur die Here die Filistyne om hulle te straf, of die Babiloniërs, of wie ook al. Die boek Rigters is vol daarvan. Of Dawid, wat het gebeur toe hy sonde doen? Hoe die Here hom gedissiplineer? Sy kind is dood. Dis is serious. Dis ernstig hierdie. Wat het met die Korintiërs gebeur toe hulle sonde doen en die nagmaal misbruik? Party het siek geword, party is dood. 1 Korintiërs 11 vers 30. En ek het dit al gesien gebeur in ons gemeente. Waar daar een geval was, persoon wou hom nie bekeer nie, en dit was drama, dis gewoonlik drama. Maar toe die gemeente, toe ons het voor die gemeente bring, toe sê ons, hier's wat aangaan, dis daai geval wat ek julle laasweek gesê het, waar die vrou daar agter sy mond oopgehang het. Wat? Sy kon dit nie glo nie. En so, toe sê ons die gemeente, dis wat aangaan, en toe het ons besluit as 'n gemeente, die wat wou, ons gaan vas en bid, vir daai geval. Daai aand, toe daai man se kind die kar gerol. Of die Here sê, ek praat met jou. En genadiglik, die kind het nie seer gekry nie. Die kar natuurlik is afgeskryf. Daar was 'n ander geval gewees waar die man
hy en die vrou het in sonde gelewe, hy was 'n lidmaat, sy was nie, so ons het nie die dissiplineproses met haar gevolg nie, maar wel met hom. En toe hou hulle nie op met hulle sonde nie. Dit was 2 jaar later. Toe kontak die vrou my oor iets, en toe sê ek, luister, ons kan nie ABC doen nie, daar moet bekering by jou boyfriend wees. Hy moet erken, hierdie wat ek doen is nie reg nie. Toe sê die vrou vir my, los dit dan, totsiens. Sit die foon neer. 2 weke later, toe kry ek 'n boodskap, daai vrou is dood. Baie ernstig julle. Dis nie ligte sake hierdie nie. Nou as vers 18 sê, wat op die aarde gebind is, sal in die hemel gebonde gewees het, soos ek gesê het, die beter vertaling is. Dit beteken, daai persoon bly onder God se dissipline. Al sê die persoon, dan gaan ek na 'n ander kerk toe. Al gaan jy na 'n ander kerk toe, jy bly onder God se dissipline, dis in die hemel gebind. Totdat daar bekering is, bly die persoon onder tug. Wat gebeur as die persoon tot hulle sinne kom en sê, ek is besig om so verkeerd te doen, ek is jammer, ek wil my bekeer. Wat dan? Wat sê vers 18 se tweede deel? Wat op die aarde ontbind is, sou in die hemel reeds ontbind wees. So ons weer eens tree op namens die hemel, namens die Here, ons verteenwoordig om te sê, die persoon word nou vergewe, die dissipline is gelig, die persoon word herstel in die gemeente, herstel as 'n lidmaat. En Jesus bevestig dat dit is die regte betekenis, want in vers 19 sê hy verder, amen, ek sê vir julle, as 2 van julle op aarde saamstem oor enigiets wat julle vra, sal my Vader wat in die hemele is dit toestaan. So wat op die aarde gebeur, ons vra die hemel, ons vra die Here, sal u dit asseblief doen. Nou, daai gaan nie oor 'n bid hier nie. Waar 2 op aarde saamstem, gaan die Here. Het gaan nie oor gebed in die algemeen nie. Ek seker ons kan dit seker so toepas en dis 'n goeie beginsel, maar dit gaan oor dissipline. Wie is die 2 wat saamstem in gebed? Dis die 2 getuies van stap 2. Dis hulle wat saamstem en sê, Here, ons het met Jannie gepraat, of ons het met Salome gepraat. Ek sê nou Jannie en Salome, dis my beste vriende. Jammer Jannie, as jy ooit hierop afkom. maar ons het met hulle gepraat en ons nie bekering nie, Here. En so die getuies stem saam en sê, nou moet dit na die gemeente toe kom. En ons is so jammer dat daar nie berou en bekering is nie. So daai getuies stem saam oor die tug en dan sê dit die Vader sal antwoord. 1 Johannes 5 vers 16 sê, as iemand 'n sonde doen, 'n broer sien sondig, 'n sonde wat nie tot die dood lei nie, sal hulle vra en God sal aan hom die lewe skenk. So nou bid ons, Here asseblief, hierdie is 'n broer en suster in die Here, ons vra U. Die Here sê hy sal dit antwoord, hy sal daai persoon terugbring op die pad van die lewe. En so dis wat Jesus daar bedoel. En dan gaan hy verder, die laaste versie 20, want waar 2 of 3 in my naam by een is, daar is ek in hulle midde. Nou dit bid mense gewoonlik wanneer die diens begin, of as die bid hier begin. Here, U sê waar 2 of 3 in U naam by een is, daar is U. Jy kan dit seker so toepas, maar die betekenis hier is, dit gaan oor dissipline. Wie is die 2 of 3 wat in sy naam by mekaar kom? Dis die 2 of 3 getuies van vers 16. So dis hulle wat by mekaar is in hierdie tugsaak om hierdie moeilike saak te hanteer. Hoekom gee Jesus hierdie belofte? Ek gaan met julle wees, want hy weet ons is bang. Hy weet dis nie lekker om mense te konfronteer nie. En hy sê, julle doen die regte ding. My stempel is op dit. Julle is besig met die regte ding. Ek keer dit goed. Ek gaan by julle wees, moenie bang wees nie. Moenie bang wees vir mense en dan besluit julle, nee, kom ons bly liewer stil en sê niks. Doen wat ek sê, ek sal by julle wees. En ek sal julle ondersteun. Nou wat as die persoon bedank? Ons het dit al baie keer gehad. Dat mense, wanneer dit op daai punt kom, het moet nou 'n drastiese stap wees, dan sê mense, nee, ek bedank as lidmaat. Ons aanvaar nie die bedanking nie. Dis soos om 'n kriminele oortreding te hê in Suid-Afrika en sê, ek bedank as 'n burger van die land. Ek vlug Engeland toe. Jy kan nie. Jy kan nie. En dieselfde hier, jy kan nie bedank as 'n lidmaat om die tug vry te spring nie. Die tug moet sy gang gaan. Nou wat as die persoon die afspraak vir my?
jy kontak die persoon en dit het ek ook baie gesien. Jy bel mense, hulle antwoord nie jou oproep nie, hulle blok jou foonnommer, hulle begin wegbly van die kerk af en so aan. Wat doen jy in daai geval? Wel, ek sou sê, ons moet nie oorhaastig wees nie, want Paulus sê, moet geduldig wees met sulke goed. 1 Tessalonisense 5 vers 14, dan sê Paulus, admonish the idle, so vermaan die onordelikes, help die swakkes, hoe sê admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all, be patient with them all. So daar's geduld, jy hardloop nie deur die proses nie, jy werk geduldig. En partykeer is dit nodig om op te daag by die persoon se huis. Onaangekondig. Ek het dit al gedoen. Een ou het toe gekom, toe ek by die hek toe kom hy uit, dit was in die aand. En toe ek uit die kar uit klim en my sien, toe maak hy so en toe loop hy weer in. En toe bel hy my daarna, toe ek op die pad is. So my vriend het by iemand sy huis opgedaag, by sy werk opgedaag onlangs. Want die ou dodge almal, jy weet. En toe daag hy net by die ou se werk op. En toe wil die ou hard sê, sy stop sommer daar. Ons moet praat. En toe gesels hy met die persoon. En soms is dit nodig om 'n brief te skryf. Dit is die laaste uitweg. Moenie WhatsApps, e-posse, dit werk gewoonlik nie. Want jy kan nie emosies sien nie, jy kan nie gesigsuitdrukking sien nie, jy kan nie stemtoon hoor nie. So dit is nie 'n goeie idee nie, maar soms moet jy dit doen. Soos Paulus in 2 Korintiërs. Die Korintiërs, hy moes 'n brief skryf vir hulle. Hy het nie 'n ander uitweg nie, want hy kan hulle nie gaan sien nie, want daar's drama en daar's probleme. En so soms is 'n brief, ek sou net sê met 'n brief, en ek het dit al gedoen, ek sou net sê, laat iemand anders die brief lees. Laat hulle mooi kyk. Laat hulle kyk, het jy jou woorde reg gekies. Nee, stel dit dalk anders, want hierdie kom verkeerd oor. So partykeer is dit nodig. Nou goed, julle. Dit is baie streng. En dit is baie ernstig hierdie. Maar aan wie behoort dit die kerk? Aan Jesus. Nie aan die predikant nie, nie aan die ouderlinge nie, nie aan die lidmate nie, nie aan 'n denominasie of 'n assosiasie nie. Behoort aan Jesus en hy sê, dis wat julle moet doen. En dan moet ons hom gehoorsaam en hom vertrou. Dat as ons doen wat hy sê, dan sal hy die gemeente seën. En dis wat Josua gelees het. Josua het eintlik nogal kommentaar gemaak toe hy Handelinge 5 lees. Voor jy begin het Josua, toe sê jy, en hier sien ons in die laaste gedeelte wat ons nou gaan lees, die vrug van hierdie dissipline, hoe die kerk gegroei het. John MacArthur vertel, hy sê, voor hy by hulle gemeente aangekom het in 1969, toe sê vriende vir hom, toe hy sê, maar hier's wat die Here sê oor dissipline, toe sê sy vriende, as jy dissipline toepas, jy gaan daai kerk doodmaak. Toe sê hy, die gevolge is die Here se, ek moet doen wat Jesus hier sê. Toe die gemeente gegroei van 400 in 1969 tot in die jaar 2004 na meer as 10,000 lidmate. Wat sê Samuel? 1 Samuel 2 vers 30. Die wat my eer, sê die Here, ek sal hulle eer. Die wat my minag, my nie eer nie, I will esteem lightly. So laat ons die Here se woord ernstig opneem as 'n gemeente. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons kom in Jesus naam, want dit is die naam bo elke naam, en dit is die naam in wie ons verlossing het. Dit is 'n kragtige naam wat kan red, kan vergewe, kan herstel. En ons bid, Here, dat U dit in ons gemeente ook doen, en vir ons bewaar teen sonde, en waar gelowiges afgedwaal het. O Here, ons bid vir U ingrype, genade, vergifnis en herstel. Amen.